Ok julle, ons gaan nou aan met Genesis 6. Genesis 6 is 'n belangrike enetjie, julle kan hom maar ook merk. Toenemende bederf van die mens, die sonvloed. Toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mens mooi was, en hulle het vir hulle vroue geneem, almal wat hulle gekies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur nie net sleg was, het dit die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was 'n smart in sy hart. En die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskaap het, van die aarde af vernietig. Die mens sowel as die vee, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, wat het berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here, en dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man, onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel, en Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maar vir jou 'n ark van goferhout. Met afdelings moet jy 'n ark maak, dit binne en buite met pik bestryk. So moet dit gemaak word. 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte, 30 L sy hoogte. Die opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van die L moet jy dit aan die bokant afwerk, en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet ook dit met 'n onderste 2 en 'n derde verdieping maak. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde, om van onder die hemel te verdelg alle vlees, waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal weggesterwe, maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou, en die vroue van jou seuns, saam met jou. En van al wat lewe, sal alle soorte vlees moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan. Dit saam met jou in die lewe te hou. Mannetjie en wyfie moet hulle wees. Van die voëls, volgens hulle soorte, van die vee, volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van aarde, volgens hulle soorte. 2 van elke soort moet jy na jou toe kom, om in die lewe te bly. En jy neem vir jou al die voedsel wat geëet word. Versamel dit by jou, en vir jou, en hulle as voedsel te kan dien. En Noag het dit gedoen, net soos God beveel het. So het hy dit gedoen. Hoofstuk 7. Daarna het God, die Here van Noag, gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag.
Van al die reindiere moet jy vir jou telkens 7 paar neem, die mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie, 2, die mannetjie met sy wyfie. Ook van die voëls van die hemel, telkens 7 paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde. Want oor nog 7 dae sal ek dit laat reën op die aarde, 40 dae, 40 nagte, en alle lewende wesens wat ek gemaak het van die aarde te verdelg. En Noag het dit gedoen, net soos wat die Here hom beveel het. En Noag was 600 jaar oud, toe die watervloed oor die aarde gekom het. En Noag en sy seuns en sy vrou, en die vroue van sy seuns, saam met hom in die ark gegaan, vanweë die waters van die vloed, van die reindiere en van die diere wat nie rein is nie, en van die voëls en van alles wat op die aarde kruip. Het daar 2 na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie en 'n wyfie, soos God Noag beveel het. Na 7 dae kom die waters van die vloed op die aarde, in die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand. Op dieselfde dag is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek, en die sluise van die hemel is geopen. En die stortreën was op die aarde, 40 dae en 40 nagte lank. Op daardieselfde dag het Noag, Sem, Cham en Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die 3 vroue van sy seuns, saam met hulle in die ark gegaan. Hulle het al die wilde diere volgens hulle soorte, al die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die aarde kruip volgens hulle soorte, en al die voëls volgens hulle soorte, voëls en allerhande vere. Van al die vlees waar 'n lewensgees in was, het 2 na Noag in die ark gegaan, en die wat ingegaan het as mannetjie en wyfie van al die vlees soos God hom beveel het. En die Here het agter hom die deur gesluit. En die vloed was 40 dae lank op die aarde. Die waters het vermeerder, die ark het opgehef sodat dit opgereis het bo die aarde, en die waters oor die hand gekruip het, grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal oorhand gekry op die aarde, sodat die hoë berge onder ganse hemel bedek was. 15 el bo hulle het die waters oorhand gekry, sodat die berge bedek was. En alle vlees wat op aarde beweeg het weggesterwe. Die voëls, die vee, die wilde diere, en al die gediertes wat op die aarde wemel, en al die mense. Alles wat asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, het alles wat op die aarde doorgrond het doodgegaan. So is dit dan die lewenwesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee, die kruipende diere en die voëls van die hemel. Hulle is verdwelg van die aarde af, en Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. En die waters het die oorhand behou oor die aarde 150 dae lank. Die deel van Noag is belangrik om in die gedagte te hou vir in die toekoms as ons verder lees. Hou dit maar in gedagte. Ok, ons gaan aan by hoofstuk 8. En God het gedink aan Noag en aan die wilde diere en al die vee wat saam met hom in die ark was. En God het 'n wind oor die aarde laat waai, sodat die waters gesak het. Ook die fonteine van die watervloed en die sluise van die hemel het toegegaan, en die stortreën uit die hemel het opgehou. En toe het die waters geleidelik van die aarde teruggegaan, en die waters het afgeneem aan die eind van 150 dae. En die ark het 7de
het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die gebergte Ararat tot rus gekom. En die waters het geleidelik afgeneem tot die 10de maand. En in die 10de maand op die 1ste van die maand het die toppe van die berge sigbaar geword. En toe het Noag aan die eind van die 40 dae die venster oopgemaak op die ark wat hy gebou het. En 'n kraai uitgestuur wat hy gedurig heen en weer gevlieg het, totdat die waters weggedroog het van die aarde af. Daarop laat hy toe 'n duif van hom af wegvlieg, om te sien of daar die waters oor die aarde verminder het. Maar die duif het geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie. En na hom teruggekeer en in die ark, want die waters was oor die hele aarde nog steeds daar. So het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en in die ark by hom ingebring. Daarna het hy weer 7 dae gewag, toe stuur hy weer die duif weer uit die ark, en die duif het teen die aand na hom gekom, en daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Daarna wag hy weer 7 dae, stuur die duif uit, maar hy het nie weer teruggekom na hom toe nie. In die 601ste jaar en in die 1ste maand, op die 1ste van die maand, het die waters weggedroog van die aarde af, en Noag het die deksel van die ark weggeneem en uitgekyk, en op die aarde was droog. In die 2de maand, op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. En God het met Noag gespreek en gesê: Gaan uit die ark, en as jy en jou vrou, en jou seuns en jou vroue van jou seuns saam met jou, laat saam met jou uitgaan, al die diere wat by jou is, en alle vlees, die voëls, die vee, en alle diere wat op die aarde kruip, dat hulle kan wemel op die aarde, vrugbaar kan wees, vermeerder op die aarde. Toe gaan Noag uit, en sy seuns en sy vrou, en die vroue van sy seuns, saam met hom. Al die diere, alles wat kruip, en alle voëls wat op die aarde beweeg, volgens hulle soorte, het hy hulle uit die ark laat uitgaan. En Noag het die Here 'n altaar gebou, en van al die rein diere, en al die rein voëls geneem, en brandoffers op die altaar gebring. En die Here het die lieflike geur geruik. Die Here het in sy hart gesê: Ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd, oestyd, koue, hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. Hoofstuk 9. Die verbond van God met Noag. En God het Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel, alles wat op die aarde beweeg, en alle visse in die see, en hulle is in julle hand oorgegee. Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante gee ek dit alles aan julle. Net die vleis van my siel met sy bloed mag julle nie eet nie. Maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis. Van al die diere sal ek dit eis. Ook van die mens, van die een teenoor die ander, sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder, wemel op die aarde
en vermeerder daarop. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê, maar kyk, ek rig my verbond met julle op, met julle nageslag na julle, en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee, en al die wilde diere van die aarde by julle. Al wat ek uit die ark uitgaan, het naamlik al die diere van die aarde, en ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie. Geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van my verbond, wat ek sluit tussen my en julle, al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My boog gee ek in die wolke. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring, en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond, wat daar bestaan tussen my en julle, en al die lewende wesens en alle vlees. En in die water sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. So ons praat daar van die reënboog, en onthou hoe word die reënboog in vandag se dae verneder en misbruik. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees tot die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op aarde is. En God het vir Noag gesê, dit is 'n teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Okay, die seuns van Noag, vanaf vers 18. En die seuns van Noag wat uit die ark gegaan het was Sem, Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaan. Hierdie drie was die seuns van Noag, en hulle het begin in die uitbreiding van al die aardbewoners. En Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant, maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. En Gam, die vader van Kanaan, het sy naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daar buite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die bookleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun aan hom aangedoen het, sê hy, vervloek is Kanaan, 'n knegt van die knegte, moet hy wees vir sy broers. Verder het hy gesê, geseënd is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. Maar God aan Jafet ruimte verskaf, mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy diensknegt wees. En Noag het na die vloed 350 jaar gelewe. So was dan al die dae van Noag 850 jaar en hy het gesterwe. Net 'n voetnota, vers 24, toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun aan hom gedoen het. Wat het hy daar gedoen, is die vraag. Okay, hoofstuk 10. Afstammeling van Jafet, Gam en Sem. En dit is die stamboom van die seuns van Noag, Sem, Gam en Jafet. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. Die seuns van Jafet was Gomer, Magog, Madai en Jawan, Tibal, Mesech en Tiras. En die seuns van Gomer was Askenas, Rifat, Togarma. En die seuns van Jawan was Elisa, Tarsis, Kieters en Dodanite. Uit hulle verdeeld geraak in die kuslande van die nasies in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte in hulle nasies.
En die seuns van Gam was Kus, Misraim, Put en Kanaan. En die seuns van Kus was Seba, Havila, Septa en Raima, Satebaga. En die seuns van Raimea was Skeba en Dedan. Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Hy was 'n geweldige jagter voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle, soos Nimrod die geweldige jagter aan die aangesig van die Here. En die begin van sy ryk was Babel en Erech, Akkad, Kalne in die land van Siniar. Uit hierdie land het hy getrek na Assur en gebou, Nineve en Rehoboth, Ir en Kalag. En resin tussen Nineve en Kalag, dit is die grootste stad, en Misraim was die vader van die Ludite, en die Anamite, en die Lehabetite, en die Naftaite, en die Patrusite, en die Kasluite, waaruit die Filistyne voortgekom het, en die Kaftorite. En Kanaan was die vader van Sidon, sy eerstgeborene, en die Jebusiete, Amorite en Gesarite, en die Jewite, die Arkite en die Sinite, en die Arvedite, die Semarite, Hematite, en daarna het die geslag van die Kanaaniete, hulle versprei. En die gebied van die Kanaaniete was Sidon, van Sidon af in die rigting van Gerar, by Gaza in die rigting van Sodom en Gomorra, en Adma, Subium tot by Lesa. Dit was die seuns van Gam, volgens hulle geslagte, na hulle tale en hulle lande en hulle nasies. En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is seuns gebore. Die seuns van Sem was Elim, Assar, Arpachshad en Lud en Aram. En die seuns van Aram was Us, Hul, Geter en Mas. En die Arpachshad was die vader van Selag en Selag van Heber. En Heber het 2 seuns gebore met die naam van een was Peleg, wat in die dae het die aardbewoners verdeeld geraak, en die naam van sy broer was Joktan. En Joktan was die vader van Almodad en Selef en Hasmarwat en Jerach en Haduram en Usal en Dikla, Ubal, Ibalame en Skeba en Offer, Havila en Jubab. Hulle almal was seuns van Jokatan. En hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar in die berg van die ooste. Dit is die seuns van Sem, volgens hulle geslagte, na hulle tale, hulle lande volgens hulle nasies. Dit is die geslagte van die seuns van Noag, volgens hulle afstammeling en hulle nasies, en uit hulle en die nasies op die aarde, hulle verdeel na die vloed. Tot sover.